Goeiemôre, good morning. Goeiemôre, good morning. Was dit nie vir jou pragtig nie? Dit was pragtig, maar ek wil net sê, voordat ons nou begin het jy vir ons teruggeneem in tyd. Kom, laat ons Ja. Ek het 'n liedjie gehad wat sê, 'n vrou weet alles, dit maak nie regtig saak wat, want 'n vrou weet alles, dit maak my sommer siek en sat. Bam bam padam, tjaka tjaka. Sy, ons is op en wakker en reg. Ons is op en wakker en En die reg. belangrikste is, 'n vrou weet alles. Baie dankie, Pieter. Jy sien ek geweet ek gaan daai voetfoutjie maak. Maar nou ja. Is jy gereed om te hoor wat vandag gebeur? 'n Vrou weet alles. Wel, ons deel wenke oor hoe om jou immuunstelsel sterk te hou. Dit lyk nie asof daar enigiets fout is met Pieterse nie. Die kaptein van die FNB NWU Arende, Stefan Kriegel, kuier by ons. Ons verken die wêreld van fast fashion saam met Lorraine Olivier en Michelle Howell van Style and Makeup Effect. En Passievol 2026 is terug. So ons vind later 'n bietjie meer uit by 'n paar lekker. kunstenaars wat hier by ons kom. Dit gaan baie lekker wees. Ja man, Inderdaad so. weer lekker vol program. Net so, maar voordat ons by al daai interessante gesprekke kan uitkom, is dit natuurlik tyd vir ons oggendbraaitjies. My gunsteling. Ons het natuurlik weer twee interessante stories. Aha. So kom ek begin. In Thailand trek 'n baie unieke stelsel tans wêreldwyd aandag. Elke jaar moet jong mans deelneem aan 'n dienspligloetjie wat bepaal of hulle vir militêre diens opgeroep word of nie. Die manier hoe dit werk is eenvoudig. Jy trek 'n kaart, né? So 'n swart kaart beteken jy word nie opgeroep nie, maar 'n rooi kaart beteken jy moet vir 2 jaar in die weermag dien. Ek sou gedink dit is andersom. Alhoewel dis twee vreemde kleure vir so iets. Maar goed, soos jy kan dink, is die reaksies emosioneel van mense wat juig en dans tot ander wat sommer in trane uitbars. Baie mense vergelyk die stelsel selfs met The Hunger Games, want dit voel amper soos om jou toekoms aan toeval oor te laat. Dit is 'n baie interessante manier van hoe om jou Of waarskynlik aan die noodlot oor te laat, nê. Maar het jy diensplig? Ja, En ons daar het jy geweet, jy kry so hier in graad 10 se kant standaard 8. Ja. Dan gaan jy jou oproeppapiere kry en dan sê hulle vir jou dag en datum waar jy moet aanmeld en dit was so. En dan was daar ook nou natuurlik in die fynskrif wat jy kan sê jy's medies ongeskik of dit of dat of so of jy gaan eers swaat of maar dit was maar eintlik hoe ons dit gekry het. Jy het nie noodwendige keuse gehad nie. Ja. Jy het hom gekry en there you go. Maar ek moet ook sê ek was in daai grys area gewees toe diensplig nou nader aan sy einde gestaan het. So ek was die laaste nasionale diensplig inname wat klaar kon gemaak het daar in die laat 80 vroeg 90er jare. Maar voor dit was dit ou Matta, jy het hom gekry en dan weet jy, oor 2 jaar sit jy. Trein vat jy, bus vat jy, daar gaan jy. Kan ek vir jou vra, wat het dit vir jou beteken? Jy voel nou so onreg, maar wat het dit beteken vir jou as mens op 'n persoonlike vlak? Want ek kan dink dat dit nogal 'n baie groot impak op 'n mens se selfdissipline ook kan hê. Definitief, ek dink dit was vir my baie goed geweest, want ek het nie noodwendig geweet wat ek wil studeer nie. En ja, ek dink dit het van 'n jong seentjie bietjie meer van 'n man gemaak. Juis rondom die dissipline en al daai tipe van goedjies wat hy leer. Ek weet nie of die oorlog regtig dalk andersins was nie, ek is seker, die ou manne gaan vir my sê, die oorlog was nou weer 'n ander storie, maar ja, ek dink die weermag was goed en dit was nodig vir enige jong man om homself net 'n bietjie daar te gaan uitsort, as hy nog nie genoeg rigting gehad het. Ek het my army geniet man, ek wou nog altyd army toe gegaan het, so ek het dit gelyk. Ek dink in vandag se tyd is daar, jy weet, dit is uitgesoekte mense, jy moet werklik geroep wees, dink ek vir so iets om, soos jy dit nou, hoe kan 'n mens sê verwelkom, om dit so te kan verwelkom. Maar ek kan verstaan, wanneer 'n mens nou kyk na die deel wat ek nou net gedeel het, ek kan verstaan dat daar soveel emosies ook betrokke is. Definitief, ja, van die ouetjies wil nie, ek weet nie hoe gaan dit met die Thailandse weermag nie, maar ek kan maar net dink, van hulle wil dit graag doen en ander sê, nee, ek wil eerder myself hier in 'n werk vestig, en slim raak, ja, so ja, ek weet nie, dalk val die maas flou, eerder as wat die seuns flou val. Ek gaan dit nie maak nie. Hoe sal ons weet? Maar luister, 'n familie in die Ek FSA. het te vroeg gepraat oor daai immuunstelsel, Pieter. Nee, maar soms ek nou so lekker lag, kyk, alles raak nou los hier in die bors. Okay, nee, maar ons gaan nou vir jou 'n paar wenke Baie in dankie. die hande kry. 'n Familie in die FSA neem regstappe nadat 'n 17-jarige meisie
met die naam Larissa Nicole Rodriguez verlede jaar oorlede is. Volgens berigte het sy gereeld energiedrankies gedrink, soms selfs meer as 1 per dag, wat glo gelei het tot 'n vergrote hart. Haar familie dagvaar nou die maatskappy Alani Nu vir meer as $1 miljoen en beweer daar was nie genoegsame waarskuwing oor die gesondheidsrisiko's van hierdie energiedrankies nie. Die maatskappy sê egter hulle produkte voldoen aan regulasies en is nie bedoel vir kinders of mense wat sensitief is vir kafeïn nie. Intussen wys studies dat energiedrankieverbruik ook in Suid-Afrika toeneem, veral onder ons jong mense, met kenners wat waarsku oor die risiko's soos hartprobleme, angs en selfs verslawing. Nou staan jy en glimlag. Ek kan sommer sien, jy staan en glimlag want jy weet wat gaan ek vir jou vra. Ek wou. Jy is nie 'n energiedrankie mens nie, né? Nee, waarvan praat jy dan nou? Aha. Ek spou my maas ingeskakel. Ja. Jy het al 'n energiedrankie of wat gedrink? Ja, nee, Ons almal het. Ek is skuldig. Ek dink jy weet dit kom deesdae in verskillende vorms. Kry mos nou deesdae hierdie sakkies ook. Ja. En dan kry jy boostertjies. ja, en die drankies en die blikkies en so aan. Nee, ek drink so nou en dan 'n energiedrankie, maar ek weet daar's baie mense wat sê, weet jy, mens moet dit nie doen nie, dit is nie gesond nie. En ek verstaan dit ook so, want ek meen dit verskil van dag tot dag, maar ek het ook al baie keer een gedrink en dan voel ek so sleg 'n paar ure daarna, jy weet. Aanvanklik voel jy wonderlik en dan totdat daai moegheid jou dan skielik oorval of tref. Dis nogal quite 'n upper, soos hulle sê, maar as hy jou laat val, dan laat val hy vir jou baie lekker. Mense sê ook altyd, nee, jy moet dit nie drink nie. Ek het gesê, man, 'n energiedrankie. Hy het my nou lekker aan die gang, man. Nou as ek wil gaan rus, dan slaap ek te heerlik. So jy het ook al een gedrink? Ek het al. Ek moet sê, ek weet van mense wat nou nogal op dit floreer. Ja, een dag of 2 dae. Ja, ewen selfs meer per dag. En dan, hulle lyk vir my fyn. Ek weet nie, ek sal maar 'n bietjie dalk met hulle ook onderhoude moet voer om te hoor. Is jy regtig so fyn as wat jy lyk? Ek wil by diegene hier agter die skerms ook hoor, jy weet. Ja. Hoeveel energiedrankies per dag hulle drink. Maar soos ek hier so staan elke oggend, het ek geen energiedrankie in nie. Daarna mag ek dalk energiedrankie gebruik. Het jy koffie in? Nee, geen koffie nie. Sjoe. H2O. Ja, dit is so skerp ons geskryf. Hier's 'n teekie. Ja, Mag hom nie optel nie, want dan nou stamp ek hom op. En dan is almal hier vir my gelukkig is daar nie meer baie in nie. Ja. So, wees gewaarsku vir energiedrankies dink ek. En ek dink dit is nogal baie gevaarlik, veral jy kry my jou kuierplekke waar die energiedrankie saam met 'n drankie. Ja. Wat vertel jy ons nou? Om dan net alkohol nie te koop aan persone jonger as 18 jaar Ja, ek nie. sê maar net, dis nog ekstra meer gevaarlik, dink ek. Glo ek. Ja. Kyk, hoe dit ook al sê, ek weet nie, 'n mens kan dit seker nie regverdig nie. Ek dink op die einde van die dag moet 'n mens maar net genoeg slaap inkry. Kry genoeg slaap. Gesond eet, né? Gesonde eetgewoontes. Sorg dat jou familie lekker wakker is, sorg dat jou kollegas lekker wakker is en so aan, en dit is genoeg inspirasie en energie vir die dag. Daar sy. Nou ja, toe, bly jy net waar jy is. Ons is net hierna terug met baie meer. Onthou jy gummy bears, die gummy bear juice en so aan. Hier by Goeiemôre, good morning. Ja, sê, hoe kan jy dit vergeet? Gummy bear. Cheers. Koffie kapitaal.